jou vra om jou Bybel oop te maak by Psalm, die 1ste hoofstuk. Baie bekende gedeelte. Ons ken hom baie goed. En ek seker daarvan, die tyd behoort ons om eintlik al te kan quoteer, né? Amen. Psalm die 1ste hoofstuk, vanaf vers 1, net 3 enkele versies, wat ons vanmôre gaan gebruik, en ek gaan later met jou 'n klomp skrifte deel, en jy gaan verstaan hoekom ek met jou 'n klomp skrifte deel. Ek weet, jy gaan dalk nie alles kan onthou nie, jy gaan nie alles dalk neerskryf nie, maar ons het gister die klankopnames se klank en goed so 'n bietjie uitgesorteer gekry, dank die Here, so ons glo binnekort sal ons ook dan alles opgelaai kan kry op die YouTube kanaal. Met die genade van die Here kon ons dit gister dan uitsorteer. Psalm die 1ste hoofstuk, en ek wil met jou 'n tema deel. Ons praat oor God se heerlikheid, maar ek wil met jou 'n besonderse tema deel vanmôre. Staan vas. Jy het 'n mandaat tot heerlikheid. Staan vas, jy het 'n mandaat tot heerlikheid. Psalm 1 vers 1 sê, welgeluksalig, wel gelukkig en salig. Nou mense, 'n besonderse woord, wat eintlik beteken gelukkig. 3 keer gelukkig. Met ander woorde, dit is 'n proklamasie, dit is 'n confirmation, dat jy sal gelukkig wees, onbetwyfel. Die Bybel sê in die mond van 2 of 3 staan 'n saak vas. En wanneer God in sy woord, die woord gebruik, welgeluksalig, wil ek jy moet verstaan, dit is so goed soos hy sê, ek sweer. Dit sal verseker so wees. Welgelukkig en salig is die man, wat nie wandel in die raad van die goddelose, ungodly, die opposer, en nie staan op die weg van die sondaar nie, en nie sit in die kring van die spotters nie, maar, waar bevind hy hom? Sy behaag, sy soeke, is in die wet van die Here, en hy oordink dit, dag en nag. Hy sal wees, soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles, sê sal my alles, ek hoor jou nie, alles, wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Nou ek weet nie van jou nie, maar ek is seker daarvan, hier's 'n paar van ons wat nogal nie daarvan hou om 'n mefoutjie te maak nie. Hallo? Amen. Nou ek weet, ek het nou veral hier by die vrouens dit gehoor, so ek hoop nie, dis nie die mans wat die vrouens wys op hulle foute, en dis juist kom hulle so gesê het, amen nie. Nee. Niemand van ons hou daarvan om iets oor en oor te doen nie. Niemand van ons hou daarvan om in die lewe te voel, jy het gefouteer nie, of die lewe is 'n fout nie. En dit is so, soms maak ons keuses en agterna kyk ons daarin, en dan voel ons, ek het geval. Ons voel dalk op daai oomblik, dit was nie die beste besluit nie. Maar ek wil jy moet verstaan vanmôre, die Bybel verklaar vir my, die uiteinde van alles sal voorspoedig wees. Met ander woorde, ongeag waarin jy jouself bevind, of jy vandag dalk 'n keuse gemaak het, en dit was nie noodwendig die beste keuse nie, as jy God vertrou, het jy 'n mandaat, sê sal my mandaat, dit sal voorspoedig wees. So 2 weke gelede het ons met mekaar gesels rondom Visie Sondag, en ek het heel in die begin, het ek hierdie woorde wat die Here net in my hart gedruk het, en hy het my weer pertinent daarop gewys hierdie week, gebruik, en dit is die skrif wat sê, as jou oog jou laat struikel, wat moet jy doen? Ruk hom uit. Wat beteken dit? Dit gaan nie net oor daai liedjie wat ons gesing het, pas op kleine oogies waar jy kyk nie. Verstaan? Met ander woorde, om die verkeerde dinge te sien nie. Dit gaan daaroor, as jou fokus, jou visie verkeerd is, en dit laat jou struikel, moet jy jou fokus verander, want ek weet nie of jy dit weet nie, dit waarop jy fokus is, dit waarna toe jy loop. Hallo? Dis waarna toe jy werk, dit word jou bestemming, dit waarna jy kyk is waarin jy beweeg. Jy sit vanmôre mense in hierdie kerk, en ek wil nou hoor of jy regtig mense is, wat in die lewe partykeer oorval word, en wanneer ons fokus dalk so bietjie weggevat word van dit wat God sê. Hallo? Wanneer die sorge en die uitdagings en die bekommernisse van die lewe bietjie meer 'n realiteit word vir ons in ons lewe as die geloofslewe. Amen. Is nie vanmôre mense? Is die mense wat bekommerd, wat oorweldig word soms oor die bekommernis of die situasies van wat in die wêreld aan die gang is. En hierdie goed wek vrees aan. Dit wek angs aan omdat ons nie weet wat gaan gebeur nie of ek nie noodwendig die oplossing daarvoor het nie. Hoeveel van ons is bekommerd oor die oorlog? En alhoewel dit baie duisende kilometers van my en jou weg is, en ja, ons sit hier in die suidepunt van Afrika en ons het tot 'n mate dalk seker hierdie guarantee en goed, die missiele gaan nie so ver kom nie.
Maar tog het ons 'n bekommernis in ons hart. Hoekom? Want ons hoor die gerugte van die effek daarvan hoë brandstofpryse. Come on, R8 per liter. Kom aan. Ons hoor die effek daarvan verhoogde rentekoerse. Ons hoor die effek daarvan van voedselpryse wat gaan styg, die bedreiging op werksgeleente, fabrieke wat sluit en al hierdie goed wat vrees aanwakker. En kom aan, moenie vir my vanmôre sê jy word nie daardeur geraak nie. Gister sê ek van Nel, ek gaan vir my kinders 'n boodskap stuur en vir hulle sê gaan maak julle karre vol petrol en hou dit vol petrol. Dit gaan nie oor die geld nie. Dit gaan oor, laat hulle ten minste brandstof in hulle karre het en van die brandstof opdroog. Kan julle sien waarheen gaan ons? Want die gerugte van die wêreld word vir ons so groot waarheid, dat ons al begin planne en skuwe maak. Ek en Anel het 'n redelike uitdaging en ek is nie 'n ek mag nie kar se naam noem nie. Ek het 'n baie wonderlike kar. Maar genade, sy swaar op petrol. Sy sê, ek mag dit nie sê nie, los dit daar. Sy's 'n cherry. Sy's 'n regte vrou. Jy weet, swaar op die sak. Jy het my uitgelok, né? So ek en sy sê nou, hoorie, iewers met ons, en nou dag sê sy vir my, sy's moeg vir al die gemounery. Want as sy my kan kry, dan moune ek oor die swaar brandstofverbruik van hierdie kar. Toe sê ek van, nee, dit is fyn, ons sal kyk die oomblik as jy die petrol moet gooi, dan praat ons weer. En so 2 maande terug toe ek nou so 'n week lank in Israel was, toe sy die voorreg gehad om die volle gebruik te gehad van my cherry. En sy moes die brandstofvok betaal. En toe ek terugkom, toe sê sy vir my, nou verstaan ek wat jy sê. So nou kyk ons na 'n ander kar. Hoekom? Want die eerste ding wat ons vir mekaar sê, as hierdie petrolprys gaan eskaleer, het ons 'n probleem. Mense, dit raak ons. Amen. En voor ons kan kry, dan oorweldig die angs en vrees ons. Maar ek is hier om vir jou vanmôre te sê, 2 Korintiërs 5 vers 7 sê, for we live by faith and not by what we see with our eyes. In other words, life is not in what we see, it's in the measure of faith. Hoor jy wat ek sê? Life is not in what we see, but in the measure of our faith. Ons kan baie maklik vanmôre sê, nee, maar ek is net realisties. Jy sien, ek wil jy moet verstaan vanmôre, realisties beteken dit wat binne die natuurlike omstandighede, binne in hierdie sfeer, binne in hierdie realm, moontlik lyk. Dis realisties. Ons lewe in 'n wêreld wat ons leer om realisties te wees, realisties te dink. Ons word geleer om na die feite te kyk, die syfers te lees en die waarskynlikhede te bereken. Hallo? En dan vat ons daardie berekening en ons maak dit ons waarheid. En voor ons onsself kan kry, dan raak dit ons oortuigings. Dan raak dit die belydenis van ons mond. En Spreuke sê, ek sal sekerlik dit wat ek bely, die vrug daarvan sal ek eet. Dis ook my sê, dood en lewe is in die mag van die tong. En dit wat ek bely, dan bely ons dit. Hierdie probleem is te groot. Hierdie situasie kan nie verander nie. Hierdie droom is nie moontlik nie. En gewoonlik beoordeel die mens situasies op grond van sigbare feite, logika en ervaring. Maar ek wil jy moet verstaan vanmôre, God werk buite dit wat vir ons realisties lyk. Hoor jy wat ek sê? Menslike realisme sien grense, maar geloof glo dat God bo daardie grense kan werk. En die Bybel sê, hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is vir die een wat hom soek. Jy sien, God is steeds die God van die bonatuurlike. Dis kom hy sê Matteus 19:26, by mense is daar dinge wat onmoontlik is, maar by God is alle dinge wat is uitgesluit. Kom aan. Ek wil jy moet verstaan vanmôre. Jy mag dalk sit met 'n uitdaging in jou lewe. Dalk is dit 'n hoofpynprobleem. En vanmôre wonder jy dalk, kan God my genees? Ek wil vir jou sê, as God nie jou hoofpyn kan genees nie, dan kan hy ook nie jou sondes vergewe nie. Hoor jy wat ek sê? God is nie net by magte om sekere wonderwerke te doen nie. Die grootste wonderwerk wat hy gedoen het, is om my en jou siel te red. Om my en jou vry te maak van die sonde en die dood. Nou wil ek weer vir jou vanmôre vra, is daar iets wat by God onmoontlik is?
As hy my en jou kon gered het van die vloek, van die sonde en die dood, en my en jou lewe in oorvloed gegee het, kan hy verseker vanmôre daardie genesing in jou lewe bring. Waaraan gaan jy vashou vanmôre? Dit wat reality is, of dit wat God sê. Jy moet verstaan, jy moet dit weet en jy moet dit glo. God is nie aan daardie beperkings van my en jou natuurlike omstandighede gebind nie. Ons sien dalk feite, maar God bepaal die uitkoms. Die realiteit te sê nee, maar God het die finale woord. Die vraag is, wie glo jy? Wat is jou bron van waarheid? Sien, die wêreld sê, glo net wat jy kan sien. Maar God sê, glo my, selfs wanneer jy nog nie die deurbraak sien nie. Glo my. Realiteit kyk na die probleem, maar geloof kyk na God. Realiteit sê, dit kan nie gebeur nie, maar geloof sê, met my God is alle dinge moontlik. Vandag is die vraag, nie wat realiteit sê nie, maar die vraag is, wat sê God? Wat sê God omtrent my en jou? Sien, jy moet verstaan, geloof ontken nie realiteit nie. Ons is nie in denial nie. Ons bly nie by die Nylrivier nie, ons is nie Arabiere nie. Ons lyn daar. Geloof ontken nie realiteit nie, maar dit vertrou dat God binne of bo die realiteite kan werk. Dit vertrou eerder God bo die realiteit. Sien, Psalm 1 sê dit, hy sê, welgeluksalig is die man wat nie wandel nie, met ander woorde nie leef volgens die raad van die goddelose, die Engels praat van the ungodly, die een wat teenstrydig is. Nou ek weet nie of jy het verstaan vanmôre nie, die Bybel sê die naam Lucifer, die naam van die duiwel beteken the opposer of what is good. So iets wat nie goddelik is nie, is goddeloos. Is dit? Met ander woorde, iets wat nie in lyn praat met wat God sê nie, is nie van God af nie. Inteendeel, dit staan direk teenoor God. En dit is dan geïnspireer deur dit wat wie die leenaar is, wie die vader van alle leens is, die opposer of what is good. So dis verseker nie van God af nie, al is dit vanmôre realiteit. Hoor jy? Welgeluksalig is die man wat nie wandel volgens die raad van die goddelose nie. En ek wil jy moet verstaan vanmôre, jy kan kies. Jy kan kies wie jy gaan glo. Die vyand met sy leuns of dit wat God sê. Dit wat God sê. Jy sien, die Bybel verklaar dit. Hy sê, jy word die slaaf aan die een aan wie jy gehoorsaam is. Hoor gou mooi, dis nie net dat iets gaan met jou gebeur en jy gaan, oeps, ek het nou 'n leuen geglo nie. Nee, die Bybel sê, jy val in slawerny. Daar's 'n houvas wat die teenstander, die duiwel oor jou het, die oomblik wanneer jy toegee aan die leuns van die vyand. En hy gaan jou daar probeer hou. Jy kan of kies om te luister na die Vader van alleens, of jy kan luister vanmôre na die groot ek is, wat verklaar in Johannes 14:6, en sê, ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe. Niemand kom na die Vader, niemand gaan die heerlikheid van God sien, as dit nie is op grond van wie Jesus is en wat hy sê nie. Die vraag is vanmôre, begeer jy nog die heerlikheid van God? Heerlikheid beteken die sigbare manifestasie van God se teenwoordigheid, sy krag, sy karakter, sy wesenlike openbaring, sy grootheid, sy heiligheid, sy liefde, te midde van die omstandighede. Verlang ek en jy nog daarna? Dan moet ek kies wie ek gaan glo vanmôre. Die Bybel sê, daar's net een manier om daardie heerlikheid te aktiveer en te ervaar in jou lewe. Vers 2 sê, sy behaag is in die wet. Engels praat the law of the Lord, the instructions of the Lord. En hy oordink die wet dag en nag. The International Standard Version says, but he delights in the Lord's instruction. Ek wil jy moet vir 'n oomblik net stil staan op daardie woord. Dis 'n instruksie, dis nie 'n versoek nie. En die oomblik wanneer daar 'n instruksie is,
is daar 'n mandaat wat aan jou gegee word. Dis 'n opdrag. So ek wil hê jy moet vanmôre daardie woord, sy behaag is in die mandaat van die Here. Daarom die tema vanmôre, staan vas. Jy het 'n mandaat tot heerlikheid. En bly by my, ek gaan vir jou dit verduidelik. Jy sien, die woordjie mandaat beteken, nommer 1, 'n amptelike opdrag. Nommer 2, dit beteken ek het die reg of die gesag tot iets. Ek het 'n mandaat. Nommer 3, verklaar dit 'n verantwoordelikheid wat aan iemand toevertrou word. Daar's gesag wat aan jou afgevaardig word. Met ander woorde, nommer 1, ek het 'n mandaat, ek het 'n opdrag van die Here af. Nommer 2, ek het die reg tot iets of iemand. Nommer 3 is, ek is afgevaardig om iets of iemand te verteenwoordig. En ek wil vanmôre baie meer stil staan op die middelste ene, maar in kort, ek en jy het 'n amptelike opdrag. Wat is daardie opdrag? Wat is daardie mandaat? Gaan en maak disippels. Hallo? Dis 'n mandaat. As jy wonder wat is jou doel op aarde, nommer 1 is dit om disippels te maak. Hoor jy dit? Om hom te reflekteer, om die afbeeldsel te wees. Genesis 1 sê hy het ons gemaak na sy beeld, sy gelykenis, to bear his same characteristics, a reflection of God. Dis die creational purpose van elke mens. Dis hoekom jy hier is. Daar's 'n mandaat vir my en jou gegee, skepingsdoel. 'n Mandaat. Julle moet julle Here jou God lief hê met jou hele hart, en jou hele siel, en al jou krag. En hieraan gelyk jou naaste soos jouself. 'n Mandaat. Ons het gehoor nou die Sondag aand. Julle is die sout van die aarde. Jy moet 'n verskil gaan maak. 'n Mandaat. Julle is die liggaam van Christus. Nog 'n mandaat. Jakobus 4 vers 7 wat sê, onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. 'n Mandaat, 'n opdrag, 1 Petrus 5 vers 6, wat sê, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Wat beteken dit? Wanneer ek verneder, beteken my, ek submit my onder die gesag van die koning. Hoor gou mooi kerk, jy kan nie vanmôre sê, Jesus is die koning, as sy woord nie die hoogste gesag in my en jou lewe het nie. 1 Petrus 5:7 sê, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Hallo, is dit 'n mandaat? Wat moet ek en jy doen met die worries? Cast your burdens. Why? For he cares for you. 'n Mandaat, 1 Petrus 5 vers 8, wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. Mandaat, hom moet julle teestand, staan vastig in die geloof, nie in die vrees nie, nie in die angs nie, nie in realiteit nie, in geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. 'n Mandaat. Ek gaan nie baie lank op stil staan, ek wil meer staan vanmôre op dit wat jy moet verstaan. Jy het 'n mandaat, staan vas tot sy heerlikheid. Die tweede beginsel van 'n mandaat sê jy die reg of die gesag. Jy het die reg of die gesag tot iets. Anel, kom help my gou-gou. Ek mag dit doen. Hoekom? Wat is hierdie? Wie kan dit sien? Lukas, kan jy dit sien? Wat is hierdie? Dis 'n huweliksertifikaat. Ek het 'n lisensie, ek het 'n mandaat om dit te doen sonder om skuldig te voel. Sonder om bang te voel. Inteendeel, ek behoort dit te doen. Weet jy hoe klassiek was dit? Vrydag loop ek en sy hierso by die skool en die hek staan oop en hy wil nie toe gaan en sy sê vir my kom ons gaan kyk nou die hek. Maar nou loop ek en sy hier af en hier loop twee jong mense. Maar julle moet nou sien. Nou sit na die toetsreeks en hulle het so 'n bietjie 'n breek gevat en die ouetjie kap hom so hierdeur oor die gul. En ek staan en kyk hom so en toe hy my sien, toe sit
Hy mag dit nie doen nie. Ek sê van hy kan baie bitter bly wees en goed uit hy hand laat sak, want die eerste vraag wat ek hom gevra het, weet pa, jy doen dit. Hy het nie 'n mandaat nie. Kom aan mamas, wanneer daai kerel kom kuier, verstaan, en hy gaan nou oorbly vir die naweek, dan boek jy hom in die gastehuise. Jy kom nie naby my dogter nie. Jy maak vir my spaarkamerbed op, daar in daai woonstel daar agter in die hoek. En as jy nie woonstel het, dan slaan jy Wendy hat op. Maar die oomblik wanneer daar 'n ring aan die vinger is, wat doen jy dan? Dan maak jy vir hulle 'n bed op. Binne in die huis. Kom aan mamas. Hoekom? Want daar's 'n mandaat. Daar's 'n reg daartoe. Wat is hierdie? Dis 'n bestuurslisensie. Nou party mense het dit en hulle moet nie meer op die pad wees nie. Ek moet dit los. Maar die waarheid bly staan, solank as wat ek 'n geldige rybewys het, het ek die mandaat om met my voertuig op die pad te kan ry. Hoor jy wat ek sê? Ek gaan nie solank hy padvaardig is, dankie oom Spietkop. Ek het nog gedink ek wil hom sê, moet kom kyk of dit geldig is. Ons los daai net daar. Solank as wat die voertuig padvaardig is. Dit sê nie ek kan doen net wat ek wil nie. Maar die beginsel bly staan, solank as wat ek 'n geldige rybewys het, kan ek met vrymoedigheid in my voertuig klim en ek kan die sleutel draai en ek kan ry op die pad. Want ek het 'n mandaat daartoe. Nou mense, ek weet nie of jy dit verstaan vanmôre nie. As 'n kind van die Here het ek en jy 'n mandaat gekry die dag toe ek en jy tot wedergeboorte gekom het. Ek en jy het 'n lisensie gekry om tot God te nader. Ons het 'n lisensie gekry om sy naam aan te roep. Ons het 'n lisensie gekry om met boldness voor sy troon te kan kom. Ons het 'n lisensie gekry om hom te soek. Ons het 'n lisensie gekry om hom te kan ken. Ons het 'n lisensie gekry om op sy woord te kan staan. Ons het 'n lisensie gekry om sy heerlikheid te kan beleef en dit te aktiveer in my en jou lewe, man. Jy het 'n mandaat. Jy het 'n mandaat tot sy heerlikheid. Jy hoef nie vanmôre te bekommer, mag ek nie. Mag ek vanmôre dit doen nie. Te midde van my realiteit, te midde van my omstandighede, het ek vanmôre die mandaat om op te staan en te kan sê, every promise in this book is mine. Every chapter, every verse, every line. Ons sing dit. Glo ek dit vanmôre. Glo ek dit vanmôre. 2 Korintiërs 1:20 sê, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja, en daarom is daar ook deur hom nie die amen tot eer van ons. Josua 21:45 sê, van al die goeie woorde wat die Here aan die huis van Israel gespreek het, het nie een woord onvervuld gebly nie. Alles het uitgekom. Hebreërs 10:23 sê, laat ons die belydenis van hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Ek hoef nie te wonder daaroor nie. Jy sien, ek wil jy moet verstaan vanmôre, jy het die reg. Hoe weet ek dit? Hoe weet ek dit? Romeine 8:28 sê, ons weet dat vir hulle wat God lief het, jy hom lief vanmôre? Is hy jou eerste liefde vanmôre? Is hy die liefling van jou siel? Is hy jou beminde vanmôre? Is hy jou hartsbegeerte vanmôre? Vir hulle wat hom lief het, alles ten goeie sal meewerk vir hulle wat aan sy voorneme geroep is. Vers 29, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer. Wat beteken verordeneer? Uitgesonder, aangestel, aangewys, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Vers 30, en die wat hy van tevore verordeneer, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. Sê vanmôre, ek is geregverdig. Kom aan, ek hoor jou nie. Ek is geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Mense, God se heerlikheid is jou mandaat, is jou erfdeel. Kom aan. Die Passion Translation, waar?
Romans 8:28 says, so we are convinced that every detail of our lives is continually woven together to fit into God's perfect plan of bringing good into our lives. For we are His lovers who have been called to fulfill His designed purpose. For He knew all about us before we were born and destined us from the beginning to share the likeness of His Son. This means the Son is the oldest among the vast family of brothers and sisters who will become just like Him. Having determined, verse 30, determined our destiny ahead of time. Mense verstaan gemôre, 2026 is nie onbekend vir die Here nie. Hy het lankal geweet van hierdie oorlog wat gaan kom, man. Hy het lankal geweet van die brandstofprys wat gaan hike. Dis niks met hom onbekend nie. En hy het lankal geweet, jy gaan lewe in hierdie seisoen. En hy het geweet wat hy vir jou instoor het. 'n Lewe van oorwinning te midde van die omstandighede. Die vraag is, gaan jy hom vertrou? Having determined our destiny ahead of time, He called us to Himself and transferred His perfect righteousness to everyone He called. And those who possess His perfect righteousness, He co-glorified with His Son. We are glorified in Christ. Beteken nie jy kan doen wat jy wil nie. Nee, het beteken ek en jy het 'n mandaat om vas te hou te midde van dit wat jy mag face aan elke ding wat God sê, nie wat die wêreld sê nie. 2 Tessalonisense 2:14 in the Passion Translation sê, to this end, hoor, lees gou daar, He handpicked you for salvation through the gospel, so that you would have the glory of our Lord Jesus. Jy's net geroep nie. Jy's gehandpick om tot redding te kom, om tot geregtigheid te kom, sodat jy die heerlikheid van God kan beleef. Mense, raak jy opgewonde vanmôre? En jy het 'n mandaat tot heerlikheid. Ons het 'n mandaat tot heerlikheid. Sien, God het aan my en jou 'n belofte gegee in die begin van die jaar. 2026 is die jaar van groter heerlikheid. 2 Korintiërs 3:17, jy ken dit, die Here is die Gees. En waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Gees van die Here. As jy vanmôre die Gees van die lewende God binne in my en jou het, dan weet ek en jy, hy vat my en jou na heerlikheid toe, ongeag my en jou uitdagings. There is a greater glory coming. Jy mag dalk hierdie uitdagings ervaar vanmôre, but there is a greater glory coming. Daar's 'n groter heerlikheid kom. Wat is jou belydenis vanmôre? Wat is jou mandaat? Staan jy op die waarheid? There's a greater glory coming. Romeine 8:15 sê, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. En die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van die Here is. En as ons dan kinders is ook dan erfgename van God en mede-erfgename van Christus, sodat ons ook so saam met hom verheerlik kan word. Die Passion Translation, wow. And since we are His true children, we qualify. So wat het jy nodig om te qualify vir al die hemelse seëninge? Om sy kind te wees. Dis al. Dit maak dit nie goedkoop nie, mense. Dit maak my en jou vry van verdienste. Dit maak my en jou vry van die gedagte, is ek goed genoeg? En die Bybel sê, almal wat hom aangeneem het, en hulle het hy die mag, die toestemming gegee om 'n kind van God genoem te word. So het jy vanmôre die Here Jesus aangeneem as jou verlosser en saligmaker. Come on, het jy dit gedoen? Dan moet jy weet vanmôre, jy het die keuse gemaak en God is jou pa, jy is sy kind. Come on. Jy moet dit weet. And since we are His children, and we qualify to share in all His treasures, for indeed we are heirs of God Himself, and since we are joined to Christ, we also inherit all that He is and all that He has. We will experience being glorified with Him. Wow. Is dit besig om jou te stig vanmôre? Mense, wat maak ek? Ek gee vir jou op hierdie stadium nog net woord. Want dit is my waarheid, dit is my mandaat. En die Bybel sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Jesus sê, ek is die weg, ek is die waarheid. Met ander woorde, wat ek sê, dit sal tot stand kom. Dit oorheers die leuen. Good News Bible, Kolossense 1:27 sê, and the secret is this. Kan ek jou geheim vertel?
Pastor Leona, is your text. And the secret is this, that Christ is in you. Which means that you will share the glory of God. Passion Translation, living within you is the Christ who floods you with the expectation of His glory. This mystery of Christ embedded within us becomes a heavenly treasure chest of hope filled with the riches of glory for His people. And God wants everyone to know it. Hy wil hê jy moet daai skatkis oopmaak. Ja, hy wil hê jy moet daai seëning uit die hemel uit joune maak. Gaan jy staan op die woord. Ek het 'n mandaat. Sê saam met my, ek het 'n mandaat. A treasure chest of hope. Wat sal die resultaat wees? Psalm 1 vers 3. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Passion Translation. Great blessings belongs to those. Verse 3. So they grow strong, like a tree planted by a stream, a tree that produces fruit when it shoots and has leaves that never fall. And everything they do is successful. Ek maak klaar. Wil jy moet verstaan, dis nie nou die tyd om oorweldig te word met vrees en angs deur dit wat in die wêreld nou aan die gang is nie. Dis nie nou die tyd om oor te gee en te luister na die raad en die opinie van media wat ongeloof aanwakker nie. Dis nie nou die tyd om te vergeet wie jy is en wie jou pa is nie. Dis nou die tyd om op te staan in geloof en standvastig, onbeweeglik, onverskrokke op die woord van God te staan en te kan verklaar, daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. Ek mag dalk 'n uitdaging beleef, maar daar staan geskrywe. Ek mag dalk 'n pyn beleef, maar daar staan geskrywe. Ek mag dalk 'n uitdaging kom in terme van my finansies, maar daar staan geskrywe. Jy sien, ek het 'n lisensie tot elke belofte wat God gee. Staan vas, kerk. Staan vas. Jy het 'n mandaat tot sy heerlikheid. Dis nie nou die tyd om moeg te word in jou mandaat en jou skepingsdoel, naamlik om sy heerlikheid sigbaar uit te leef nie. Dis tyd dat jy sal opstaan en gaan leef dit wat jy glo. Hoekom? Wil jy moet verstaan, wat jy gaan glo, is wat jy gaan bely, is wat jy gaan beleef. Hoor jy wat ek sê? Romeine 10 sê dit, naby jou is die woord, vers 8, in jou mond en in jou hart. Dis die woorde van geloof wat ons verkondig, vers 10, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Die begin van die jaar het ons 'n belofte gekry in Haggai 2. Nou dan skep moed, sê die Babel, leiers van die volk, dis wat hy verteenwoordig, spreek die Here. Skep moed, Josua, hoëpriester, kerk, dis wat hy verteenwoordig, skep moed. Seun van Josedak, en skep moed, julle almal, volk van die land, spreek die Here, en werk. Met ander woorde, moenie die mandaat, die eerste mandaat, die opdrag, en dit is om die kerk van die Here te wees, nog steeds hom te verteenwoordig in die wêreld. Moet dit nie nalat nie, moenie oorweldig word deur omstandighede van die lewe nie. Pursue the glory, what we started at the beginning of the year, keep on pursuing His glory. En werk, sê hy, bou die tempel, dis waarom julle besig was. Want ek is met julle, spreek die Here van die leerskare. Ek is met julle. Hy sê dit in vers 8, hy sê, aan my behoort al die goud en die silwer. En hy sê, die heerlikheid van hierdie huis sal baie groter wees, as jy gaan vashou aan die Here. I've got a mandate. I've got a mandate. My waarheid is nie my omstandighede nie. Dis nie pyne en skete nie. Hierdie is my waarheid. Waan glo jy?